die Here want hy is groot. En mag hierdie boodskap vandag werklik vir jou iets beteken. Ons praat oor die oorlog behoort aan die Here. Skrifgedeelte kom uit 1 Samuel hoofstuk 17 vers 43 tot 47. Ek lees dit vir ons. Die Filistyn sê toe vir Dawid: Is ek 'n hond dat jy met stokke na my toe kom? En die Filistyn het Dawid vervloek by sy gode. Verder sê die Filistyn vir Dawid: Kom na my toe sodat ek jou vleis vir die voëls van die hemel en die diere in die veld kan gee. Maar Dawid het vir die Filistyn gesê: Jy kom na met my met 'n swaard en met 'n vegspies en met 'n kromswaard. Maar ek kom na jou in die naam van die Here, heerser oor alle magte, die God van die gevegslinies van Israel, van wie jy 'n bespotting maak. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, en ek sal jou verslaan en jou kop afkap. Ek sal die lyke van die Filistyne se leer vandag nog aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde gee, sodat die hele aarde sal weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie hele strydmag moet erken dat dit nie deur swaard en vegspies is wat die Here verlos nie. Ja, die oorlog behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee. Ons ken die verhaal van Dawid en Goliat baie goed. Feit of fiksie? Die geveg tussen Dawid en Goliat is so kongruent met God se openbaring in die geskiedenis, dat ek nie anders kan as om dit as feit te aanvaar nie. Die Filistyne kom oorspronklik van die eiland Kreta. Hulle was 'n seevarende nasie en hulle het uiteindelik in die suidwestelike kusgebied van Kanaan gaan vestig, gebied wat ons vandag ken as Gaza, die hele strook, die hele Gaza strook. En hier het hulle hoofsaaklik in 'n konfederasie van 5 stede, ook genoem die Pentapolis, gewoon. Hierdie 5 stede se name was Asdod, Gaza, Eskelon, Ekron en Gat. En die Filistyne was redelike gesofistikeerde klomp mense en ook baie militant. Hulle het hulle self grootliks besig gehou deur handel te dryf en ook om oorlog te maak met hulle bure. En so beweeg die Filistyne se leer uit die laagliggende kusgebied waar hulle stede was, na die voetheuwels toe, net voor jy die hoogliggende terrein van Israel kry. En by 'n plek met die naam van Efes Damim slaan hulle kamp op en hulle maak gereed om Israel aan te val. Koning Saul was bewus van hierdie beweging en hy laat sy leer kamp opslaan in die dal of in die vallei van Ela, in die vallei van Ela, om die Filistyne te blokkeer. En die woordjie Ela het te doen met die terebintbome, soort eikeboom, wat waarskynlik in hierdie vallei gegroei het. Aan weerskante van die vallei was daar heuwels. En elke dag het die Israeliete se leer en die Filistyne se leer uit hulle kampe gekom en op hierdie heuwels teenoor mekaar stelling ingeneem. En die geveg sou in die vallei van Ela, in hierdie vallei tussen die 2 heuwels plaasvind. Nou volgens antieke militêre tradisie kon 2 leers
vir hulle self elkeen 'n kampioen, vegter, kies. En dan sou Israel se kampioen veg teen die Filistyne se kampioen. En as die Filistyne se kampioen die geveg wen, dan wen die Filistyne die oorlog. En dan moet die Israeliete die knie buig voor die Filistyne en hulle slawe word. En die Filistyne se kampioen was 'n reus met die naam van Goliat. Goliat was ongeveer 3 meter lank. Nou ek is so 1,86, 1,9. Met ander woorde, 'n volle meter en nog 'n bietjie langer as wat ek is. So ek is oor die 6 voet in die ou taal. En hier praat ons van 'n reus van omtrent 9 voet hoog. En hy was waarskynlik 'n afstammeling gewees van die Enakiete. Want die Enakiete was bekend gewees daarvoor dat hulle besondere lang mense was. Ons lees byvoorbeeld in Numeri 13 vers 32 en 33. Die Joodse verspieders het toe onder die Israeliete 'n gerug versprei oor die land wat hulle verken het. Die land waardeur ons getrek het om te verken, daar het ons reuse gesien. Die Enakiete stam uit die reuse. En later lees ons in Josua, hoofstuk 11 vers 22, daar het geen Enakiete in die land van Israel oorgebly nie, net in 3 stede, Gaza, Gat en Asdod. Met ander woorde, 3 Filistynse stede het daar van die Enakiete oorgebly. Nou, Goliat kom uit een van hierdie 3 stede, naamlik Gat. So ek reken dat Goliat die bloed van die Enakiete in hom gehad het. En daarom was hy 'n reus, besondere groot man gewees. Maar dis nie al van Goliat nie. Goliat was ook van sy jeug af 'n krygsman. Hy was 'n ervare vegter. Hy was 'n kampioen vegter. Hy het al die vaardighede van 'n kampioen vegter gehad. Behalwe vir dit was hy swaar gepantser met 'n koper helm op die kop, 'n geskipte harnas wat ongeveer 57 kg geweeg het om sy lyf, koperplate voor sy skene. Hy was ook swaar gewapen met 'n swaard, met 'n kromswaard tussen sy blaaie op sy rug, as ook 'n vegspies waarvan die lem alleen ongeveer 7 kg geweeg het. En elke dag, 2 keer op 'n dag, vroegsoggens en smiddags, vir 40 dae lank, stap Goliat uit in die vallei van Ela. En hoonend, spottend en minagtend daag hy Israel se leer uit. Waar is julle kampioen? Laat hom kom. Ek sê julle wys, wat sal ek met julle kampioen doen? Ek sal sy vleis vir die voëls van die hemel en vir die diere van die veld voer. En as gevolg van sy grootheid, sy ervaring, die feit dat hy so goed gewapen was, het hy die intimidasiefaktor aan sy kant gehad. En jou Israeliete wat gewoonlik dapper is, was vreesbevange gewees. En 'n goeie vraag wat ons moet vra is, wie was Israel se kampioen? Wie was die mees aangewese persoon wat eintlik teen hierdie reus moes veg? En ek het 'n naam vir jou. My vermoede is dat die persoon wat teen Goliat moes veg, was koning Saul self. Hoekom sê ek so? Want ons lees in 1 Samuel, hoofstuk 10 vers 23, dat Saul het kop en skouers uitgestaan bo die hele volk. Saul was kop en skouers langer
as al die ander Israeliete. Saul was Israel se reus. Hy het ook al die ervaring gehad, hy het ook die wapenrusting gehad. Hy was hulle reus, wat eintlik moes veg teen die Filistyne se reus. Maar net soos hy leer, is Saul bang en sit hy bewend, vreesbevange in sy tent. 'n Jong seun, wat gewoonlik sy pa se skape oppas, kom van Bethlehem af. Sy pa, Isai, het hom gestuur om te kom kyk hoe gaan dit met sy 3 ouer broers wat in Saul se leer veg en om ook vir hulle kos te bring. Dawid het geen krygservaring nie. Absoluut niks. Sy broers jaag hom weg. Wie pas pa se skape op terwyl jy hier by ons is? Gaan asseblief terug en gaan doen jou werk. Wat soek jy hier? Maar Dawid hardloop nie weg nie. Hy bly. Want hy het die reus gesien en hy het sy uitdaging gehoor. En hierdie jong seun, Dawid, gaan praat met die koning Saul, en hy praat hom om. En Saul gee aan Dawid sy wapenrusting. Nog 'n aanduiding dat dit eintlik Saul is, wat teen hierdie reus moes veg. Maar hier kom hierdie jong seun, en hy gaan Saul se plek inneem, en gaan in Saul se plek teen hierdie reus veg. En Saul gee sy wapenrusting aan Dawid. Maar die wapenrusting is te swaar vir Dawid, en hy trek dit uit. En hy kom net soos hy is. Net 'n skaapwagter. Sonder enige harnas, sonder enige pantser, sonder 'n swaard. Hy kom met die wapens van 'n skaapwagter. 'n staf, 'n slingervel en die 5 klippies wat hy opgetel het. Nee, ek dink nie die 5 klippies staan vir grace of vir genade nie. Ek dink ook nie die 5 klippies is as gevolg van die 4 ander broers van Goliat nie. Dawid was gereed. As hy die eerste een mis, het hy nog 4. 5 klippies, 'n slingervel en 'n staf. Stap hierdie jong seun sonder harnas uit in die vallei van Ela, en hy neem teenoor die reus stelling in. My vriend, daar kom tye in ons lewens, wanneer ek en jy voor 'n reus te staan kom. Dit kan 'n persoon wees. Dit kan 'n probleem wees. Hoe weet ek dat ek met 'n reus te doen het? Hoe weet ek dat ek nou voor 'n reus staan? Eerstens lees ons in Numeri 13 vers 33. Daar het ons reuse gesien. Ons was in ons eie oë soos koringkrieke, ons was soos muggies in hulle oë. Jy weet jy is in die teenwoordigheid van 'n reus, wanneer die intimidasiefaktor so groot is, dat jy jouself klein sien, en jou opponent jou nog kleiner sien as dit. Jy weet dat jy te doen het met 'n reus, wanneer jy in 'n situasie is, waar jy geen selfbeeld het nie, en jou opponent, of jy geen selfvertroue het nie, en jou opponent het al die selfvertroue. Dis 'n ongelyke stryd. Dis 'n uitgemaakte saak. Jy gaan verloor. Tweedens, dit is gewoonlik 'n situasie waar baie op die spel is. As Dawid hierdie geveg verloor, dan verloor Israel die oorlog. En dan moet die Israeliete die Filistyne se slawe word. Dis 'n situasie waar baie op die spel is. As ek verloor, verloor my gesin saam met my. As ek verloor, verloor my besigheid saam met my. As ek verloor, verloor my gemeente
saam met my. As ek verloor, raak dit nie net nou nie, dit raak ook my hele toekoms. Baie is op die spel. En hoe het Dawid hierdie reus oorwin? Eerstens, Dawid sê vir Saul in vers 32 van ons geleesde gedeelte. Hy sê 'n mens moenie moed verloor oor hom nie. Ons is geneig wanneer ons in 'n situasie kom waar ons 'n situasie wat ons bang maak, wat ons intimideer, het sy 'n mens of 'n probleem, is ons geneig om baie vinnig moed te verloor. En wie kan jou kwaadlik neem? Want wie sien kans om teen 'n reus te veg, wat by verre jou meerdere is? Wie sien kans daarvoor? Maar Dawid sê vir ons, al lyk dit ook hoe onmoontlik, ons moenie toelaat dat hy ons moed laat verloor nie. Ons moenie toelaat dat ons moed verloor oor hierdie situasie, moed verloor oor hierdie persoon wat my intimideer nie. Tweedens, Dawid sê vir Goliat in vers 47, hy sê die oorlog behoort aan die Here. En let op, Here is met hoofletters geskryf, die H, die E, die R en die E. Ons het hier te doen met God se verbondsnaam, Jahwe. In Hebreëus staan hier letterlik, die oorlog behoort aan Jahwe. Jy sien, Jahwe, God, het 'n verbond met Israel gesluit. God het homself aan Israel verbind. Daarom is Israel se stryd nie net hulle se nie. Dit is ook Jahwe se stryd. Hulle oorlog is nie net hulle se nie. Hulle oorlog is ook Jahwe se oorlog. En in Jesus Christus het God 'n verbond met jou en in my gesluit. As jy vandag in Jesus Christus is, deur jou geloof in hom, het God 'n verbond gesluit met jou in die bloed van sy seun. God het homself aan jou en my verbind. En daarom is my stryd nie net myne nie. My stryd behoort ook aan die Here. My oorlog is nie net myne nie. My oorlog behoort ook aan die Here. Derdens, Dawid kom net soos hy is, sonder enige krygservaring, sonder pantser, sonder 'n swaard. Hy kom as 'n skaapwagter. Dawid kom nie in krag nie. Hy kom in swakheid. Ek het ervaar, meeste van die tye, wanneer ek in my eie krag probeer beklei, het ek verloor, sleg verloor. Maar wanneer ek op my swakste is, en ek vertrou die Here, het ek telke male as oorwinnaar uit die stryd getree. Maar hierdie is die storie van die kruis, is dit nie? Ons het 'n kampioen nodig gehad wat in ons plek, namens ons, teen die bose sou veg. Wie is ons kampioen? Waar is hy? Waar kom hy vandaan? Wie is hy? O, hier kom hy. Hier kom hy. Hy is die seun van wie? Van Dawid. Die seun van Dawid. En hy kom uit die dorp Bethlehem. En hy kom nie met enige krygservaring nie. Hy kom nie met 'n swaard nie. Hy kom nie met 'n spies nie. Hy kom nie met 'n leer nie. Hy kom net soos hy is. Hy kom as 'n herder. Hy
Hy kom nie na 'n vallei wat vol bome is nie, nee, hy kom na 'n heuwel toe met een boom waaraan hy vasgespijker word en waaraan hy sterf. En toe hy op sy swakste is en sy laaste asem uitblaas in die dood, toe tref die klip die kop van die duiwel en hy slaan soos 'n bliksemstraal op die aarde neer. Die Bybel sê dit met soveel woorde. Hy slaan soos 'n bliksemstraal op die aarde neer. En toe Jesus uit die dood uit opstaan, kap hy hierdie reus se kop af en triomfeer oor hom namens jou en my, sodat ek en jy nie slawe hoef te wees nie, sodat ons vry kan wees en sodat ons meer as oorwinnaars kan wees. Hy het ons plek geneem. Jesus is ons kampioen. Die gelowige se pad na oorwinning toe loop nie deur krag nie. Dit loop deur swakheid. Dit loop nie deur my krag nie. Dit loop eerder deur my swakheid. Want die oorlog behoort nie aan my nie. Die oorlog behoort aan die Here. En Dawid sê vir hierdie reus, dan sal die aarde weet dat Israel 'n God het. Die oorlog behoort aan die Here. En wanneer die oorwinning kom, dan kry God al die eer. Ek sluit af met vers 47. Dan sal hierdie hele strydmag moet erken dat dit nie deur swaard en vegspies is wat die Here verlos nie. Ja, die oorlog behoort aan die Here. Amen.